Handelinge 8. En ons lees vanoggend vanaf vers 9. Maar hou net jou vinger daar. So ons is besig met Handelinge 8 en vir baie redes is hierdie een van die belangrikste hoofstukke in die geskiedenis van die kerk. Nou Marius het laasweek mooi vir ons verduidelik dat hier die evangelie begin beweeg. So hy het begin beweeg, die storie van Jesus het begin versprei buite Jerusalem en Judea en in Handelinge 8 bereik dit nou ook Samaria. Maar Handelinge 8 is een van die belangrikste hoofstukke vir 'n gelowige in 2026. En jy gaan binnekort verstaan hoekom ek so sê. Maar ek wil so begin deur vir jou 'n vraag te vra. En die vraag is, het jy al ooit iets gekoop en gedink dit is 'n oorspronklike, 'n original? En toe jy hom nou by die huis het en jy maak hom oop, toe kom jy agter, maar dit is eintlik 'n fake. Of het jy al doelbewus 'n fake gekoop, want jy kon nie die oorspronklike bekostig nie? Dit gebeur, nou, dit gebeur. Okay. So in Suid-Afrika is dit eintlik baie algemeen, as jy hoef net hier so entjie ver te ry, dan kom jy al op 'n straathoek waar iemand tweedehandse, of nie tweedehandse nie, goeders verkoop wat nie oorspronklik is nie, maar dan het hy die logo van 'n oorspronklike ding op. So op die straathoeke staan hulle gewoonlik verkoop jou Nike, jou Adidas, jou Puma, maar teen 'n fraksie van die prys. So dan lyk dit altyd baie aanloklik om eerder so 'n hemp te koop as die regte een in die winkel. Van ver af lyk dit goed. Dit lyk legitiem. Tot jy nader kom, dan sien jy maar hierdie Adidas het 4 strepe, nie 3 nie. Of as jy die hemp van nader bekyk, dan staan daar nie Nike nie, daar staan Mike. En dan wil jy, dis Mike. Okay. Die snaakste vir my is altyd die Springbok truie. Okay, so jy sal sien elke jaar wanneer dit rugby wêreldbeker tyd raak, dan kry jy Springbok truie, ou maat, op elke straathoek te verkoop. En die verkoopsman sal vir jou altyd met oortuiging sê original boss. Nou julle weet, original boss, special price. En dan op die oog af, dan lyk die trui reg, die groen is reg, die goud is reg, die patch sit op die regte plek. Maar dan as jy inzoom op daai bokkie, dan sien jy dit. Dis wat? Dis 'n zebra. Vir die ongeskoelde oog lyk die bokkie legit, hy lyk reg. Ek sê vir jou, ek het al sulke truie gesien en dan dink ek wat nou nie regtig vreeslik in die rugby is en dan dink ek, ja nee, shoe, bargain. Maar as jy inzoom op hom, dan sien jy hierdie bokkie is bietjie dikker as die oorspronklike enetjie en hy lyk meer soos 'n kudu. En sy gesig lyk soos 'n hond. En dan besef jy, maar hierdie is nie 'n springbok nie, hierdie is 'n straatbok. Okay, jy het 'n straatbok trui gekoop. Dit het gebeur, okay, maar hier is my punt. Die straatbok is die namaaksel, so kom ons verwys nou maar na hom as die straatbok. Dis die valse ding, wat soos die regte ding lyk. En as jy net hom vinnige oog gooi, dan lyk dit vir jou soos 'n springbok trui. En dan wil jy eerder vir die R300 een koop as wat jy vir jou die R800, R900 een koop. Maar as eers wanneer jy nader kyk, wat jy besef, hierdie ding is eintlik 'n fake. Die ding is vals. En die ding van 'n valse ding of 'n nagemaakte ding is hy het geen waarde nie. So jy gooi daai trui een keer in die was. As jy hom aantrek, dan lyk dit soos jou klein sussie se trui. Want dan het hy gekrimp en die klere is uitgewas. Hy het nie die waarde of die kwaliteit van die oorspronklike nie. Alright, ek so pad ergens heen. Ek sê vandag hier om met julle oor rugby te praat nie. Ons kom vanmôre by die verhaal van Simon, die towenaar. En wat ons by Simon se verhaal sien, is gewaarborg om vandag ook te gebeur wanneer mense tot bekering kom. So wanneer mense tot bekering kom, en die Bybel sê dit vir ons, gaan daar ware bekering wees, en daar gaan bekerings wees wat eg lyk, maar wat in werklikheid vals is, fake is, om daai woord te gebruik. So met dit in jou agterkop, kom ons vat ons Bybel,
En dan verdiep ons sommer net gou vir 'n oomblik hier in hierdie teks, hierdie storie. Ons lees vanaf vers 9. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword, en mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, gaan na die verderf met jou geld en al. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Ons lees gaan net tot daar, maar wil jy nie net verder lees nie? Raak nou interessant, nou, raak lekker. So Handelinge 8 het ek nou gesê, is een van die belangrikste hoofstukke in die hele Bybel vir gelowiges vandag. Hoekom sê ek so? Want hier het ons te maak met 'n man wat geglo het en steeds verlore gegaan het. Nou as dit nog nie vanoggend met jou gebeur het terwyl ons die storie, die verhaal gelees het, dan behoort dit ergens iewers nou met jou te gebeur. Daar behoort 'n heilige vrees in jou gees op te kom. Want hierdie is een van die gedeeltes wat jy moet lees, en jy moet hom nie lees en by jouself dink, ag, ek hoop Susan lees ook hierdie gedeelte. Ekskuus tannie Susan, praat nou nie van tannie nie. Susan is mos nou maar net, ek hoop Susan, of ek hoop Piet, of ek hoop whoever, lees ook hierdie gedeelte. Dit is nie jou gesindheid, dit moet nie jou gesindheid vanoggend wees nie. Jy is vandag die ou onder die vinger. Ek en Frik grap altyd daaroor, maar ons was by huweliksvoorbereiding, voor ons getrou het, was daar 'n ou wat gesê, jy moet nooit so in konflikte ingaan nie, maar altyd so. Want dit gaan nooit oor die ou voor die vinger nie, maar altyd oor die ou onder die vinger. Nee? Nou wil ek dit vanoggend vir jou sê, dit gaan vanoggend oor die ou onder die vinger. Jy moet vandag hierdie woorde vir jouself hoor, nie vir iemand anders nie. En jy moet ook nie hier sit en aan iemand anders dink, ja nee, daai persoon het 'n bietjie hierdie Handelinge 8. Ek gaan Handelinge 8 op 'n papiertjie skryf en onder hulle deur, hoopelik lees hulle dit en dan besef hulle, nee. Dis vandag gaan dit oor jou. Skryf vir Susan uit jou kop uit. Dink aan jouself en jou eie geloof. Simon het geglo. Hy het. Die Bybel sê dit vir ons. En steeds het hy verlore gegaan. Hoe is dit moontlik? Die Bybel sê vir ons in Jakobus, die demone glo ook in Jesus. Hulle weet wie God is.
Hulle erken sy bestaan en hulle is nie gered nie. So dit is moontlik om te glo en nie gered te wees nie. En dis wat met Simon gebeur het. So in die eerste plek sien ons dat hy geglo het, maar in die tweede plek sien ons hy's gedoop. Hy het regtig goed gedoen, hy's gedoop. En in die derde plek sien ons, hy het saam met Filippus gegaan, oral waar Filippus gegaan het, met ander woorde, hy het Filippus se disipel geword. So hy selfs gedisipel, en hy het verlore gegaan. Hoekom? Want hy het 'n vervalste, nagemaakte geloof gehad, nie 'n reddende geloof nie. Nou wat Handelinge 8 so wonderlik en so relevant maak vir jou en my vandag, is dat die teksgedeelte vir ons self spesifiseer hoekom presies Simon nie gered was nie. Ons gaan nou in dit inklim. En my pleidooi aan jou vanmôre met die intrapslag van hierdie preek is, neem hierdie waarskuwing ter harte. Ek pleit dit by jou vanmôre. Jy kan glo, jy kan gedoop wees, jy kan gedisipel word en nog steeds nie gered wees nie. En die vraag wat jy moet vashou vanmôre en ook die tema van die boodskap, die prentjie wat ons vanoggend vir julle gestuur het om jou uit te nooi na die diens toe is jy 'n ongeredde Christen? Nou dis 'n paradoks, okay? Ek weet. Die twee woorde, ongered en Christen, kan eintlik nie saam met mekaar gebruik word nie. Dit kan nie in dieselfde sin gebruik word nie. Dis twee konsepte wat nie by mekaar pas nie. So wat, dominee, is dan 'n ongeredde Christen? Dis iemand wat van buite af soos 'n Christen lyk, maar daai persoon se hart is nie in Christus nie. Aan die buitekant lyk dit soos 'n persoon, lyk daai persoon soos 'n volgeling van Jesus, maar in werklikheid is hy of sy ongered en sorry om te sê op pad hel toe, want jy kan net op een van twee plekke eindig en is of die hemel of die hel. Dis Moedersdag vandag. So seker hierdie teks reg gekies. Ja, ek het hom nie gekies nie, hy is vir my gekies. Ons preek deur Handelinge. Daar's 'n rede hoekom jy vandag hier is en hoekom jy vandag hierdie woord moet hoor. Kan ek jou net daaraan herinner dat die grootste gedeelte van Jesus se eie prediking het hieroor gegaan. 3 jaar van sy lewe wat hy mense onderrig het hy hieroor gepraat. Hy het gepraat met die mense wat gedink het hulle is reg by God. Aan die ouens wat godsdienstig was en moreel was, die ouens wat binne die verbond geleef het, die ouens wat aktief in die tempel was, maar wat geestelik verlore was. Dis met wie hy gepraat het. En ek wil dit nie vir jou hê nie. Ek wil dit nie vir jou hê nie. Ek wil nie hê jy moet geestelik verlore wees nie. Ek wil nie. En nou, ek wil dit so vir jou sê. Ek kan elke Sondag hier kom staan en vir jou 'n goed gevoel preek gee. Ek kan. Ek kan elke Sondag hier kom staan en vir jou 'n motiveringsboodskap gee. Iets wat as jy hier uitstap vir jou so huppel in die stap gee, so 'n yes, ek is reg gevoel gee. Ek kan. Maar ek wil nie hê jy moet in 'n valse gevoel van sekerheid ingesis word in die kerk nie. Right? En uit Jakobus 3 vers 1 staan ek vandag met 'n groot las op my skouers, want daar staan, as iemand ander mense in die woord van God onderrig, gaan hulle strenger geoordeel word. Daar staan, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want die leermeester gaan strenger geoordeel word. En daarom het ek vandag absoluut geen intensie om jou te paai en jou gemaklik te laat voel nie. Right, wat is my intensie vandag? My intensie vandag is om seker te maak, jy is seker, jy's gered. So kom ons leer vandag by Simon. Daar's 3 goed wat Simon gedoen het,
wat iets van sy hart openbaar en kom ons noem dit vir praktiese doeleindes vir hierdie preek, sommer net vir jou om by te hou met waarmee ons nou besig is. Kom ons noem dit 3 houdings van 'n valse geloof. Okay. En as jy vandag jou eie geloof wil beproef en jy wil regtig by die Heilige Gees sit en vir die Heilige Gees vra, wys my, is ek gered of het ek net die skyn van Christendom in my lewe, dan is hierdie die 3 goed waarvoor jy op die uitkyk moet wees. Nou die eerste houding van 'n valse geloof is iemand wat sê, ek is 'n goeie mens. Okay, so die heel eerste ding wat ons van Simon lees, opvallend, vers 9, is hy sê, of daar staan, hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is. So die ander mense het hom bewonder en hulle het wonderlike goed oor hom gesê, maar hy self het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is. In sy eie kop, in sy eie oë was hy 'n nice guy. Ek wonder wie van julle het al so oor julle self gedink, ek's eintlik alright. Want ons wil nooit die ander woorde gebruik nie, soos ons ek's alright. Ek's eintlik 'n alright. Yes, ek het nou weer vir daai mense of daai ouetjie wat daar by KFC staan te kos gekoop. Ek's eintlik 'n nice guy. Is dit benoude laggies wat ek hier hoor? Simon se grootste probleem was nie dat hy met towery de mekaar was nie, dit was ook 'n issue, maar dit was nie sy grootste probleem nie. Sy grootste probleem was sy trots. Hoogmoed. Die Here haat hoogmoed. Staan in die Bybel. Trots, sy selfbeeld. En nou is ek op 'n baie gevaarlike terrein, want die 21ste eeu waarin ek en jy leef, hierdie postmoderne samelewing, is ons die heeltyd besig om ander en ons eie selfbeeld te boost. Mense gaan sien sielkundiges om hulle daarmee te help. Ons leef in 'n wêreld waar almal vir jou sê, jy's amazing. Jy is goed genoeg. Nee? Ons print dit op ons koffiebekers, sodat jy met elke sluk koffie dit kan onthou, world's best teacher. Ek pik nie op die onderwysers nie, okay? Ek het dit al so beker gesien. Hier sien ons, Simon se grootste probleem was dat hy homself as amazing en genoeg gesien het. En trots is een van die grootste hindernisse vir ware redding. Hoekom? Want iemand wat dink, hy's eintlik okay, en hy's eintlik goed genoeg, sien nie die behoefte aan 'n redder raak nie. Het nie verlossing uit sy penarie nodig nie. As jy nie besef jy is besig om te verdrink nie, gaan jy nie die reddingsboei gryp nie. Dis wat hier gebeur. Een van die gevaarlikste geestelike houdings wat 'n Christen kan hê, is om te dink, ek is 'n goeie mens, en daarom is God okay met my. Die hele evangelie is deurtrek van verhale en gelykenisse van goeie mense wat uit was by God en slegte mense wat in was by God. Die hele evangelie. Dink aan Lukas 18. Een van die verhale, gelykenisse in die Bybel wat my die diepste tref. Die fariseer wat daar in die tempel gaan bid en die tollenaar wat bid. Die fariseer stap tot voor in die tempel en hy sê, Here, dankie. Hy begin daarom reg. En dan sê hy, maar dankie dat ek nie soos ander mense is nie. En dan gee hy vir God 'n CV. Ek vas, Here. Ek bid, ek gee my 10de. Ek comment amen op ander mense se Facebook posts. Ek stuur bidhandjies as mense vra bid vir ons. Ek wonder hoeveel mense wat bidhandjies stuur bid actually. Het julle dit al gesien? Hy vertel vir die Here alles wat hy doen. En dan kom die tollenaar ook daarin. En die tollenaar weet hy's actually 'n bad ou.
En dan gaan staan hy agter, hy gaan staan nie voor nie. Hy kan dit nie eers tot voor maak nie. En dan slaan hy op sy bors. En hy sê, o God, wees my sondaar genadig. En dan sê Jesus, tussen hierdie twee ouens het net een geregverdig huis toe gegaan. Wat se een? Die tollenaar. Nie die ou wat gedink het hy smart en hy doen al die smart goed nie. Die tollenaar. Hy het geregverdig huis toe gegaan. Hoekom? Want hy was die een wat besef het hoe nodig hy vir God het. Die ander ou het gedink, hy doen okay op sy eie. Gedurende Jesus se aardse bediening is Jesus hieroor gekonfronteer. In Markus 2 lees ons, die skrifgeleerdes en die fariseërs het na sy disippels toe gegaan en vir hulle gesê, waarom eet hierdie Jesus van julle so saam met die tollenaars en die sondaars? Dis ongehoord, hoekom? Met ander woorde, wat hulle eintlik vir Jesus of vir die disippels gesê het, of vir Jesus gesê het is, Jesus, jou vriendekring maak ons ongemaklik. En dan hoor Jesus dit en dan antwoord hy hulle en dan sê hy, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Wie van julle was die week gesond? Alright, wie van julle was die week by die dokter? Niemand van die gesonde ouens nie. Alright. Jy gaan nie dokter toe as jy gesond is, julle is te duur. Ja, julle was by die dokter want julle bly by die dokter in die huis. Dit tel nie. Jordan, dit tel nie. Alright, so gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Maar die siekes het. Jesus sê basies, ek het nie gekom vir mense wat dink hulle is fyn nie. Ek het juist gekom vir die mense wat besef hulle is stikkend. Nou, ek het nou die dag 'n gesprek geluister, dit was 'n podcast wat ek geluister het waar die persoon besig was om te praat oor Charlie Kirk. En jy weet, Charlie Kirk was die jong man, 31, wat September laas jaar, hy was die kampvegter vir Christus, die Christelike geloof en Christelike waardes, en toe sy hy doodgeskiet by 'n geleentheid waar hy studente toegespreek het. Julle kan hom onthou? Nog nie vergeet nie. En in die gesprek sê die een ou Frank Turek, hy's 'n pastoor, en hy was daardie dag toe Charlie geskiet is. Hy het vir Charlie so 'n bietjie gementor, toe sê hy, mense moet onthou, Charlie is in heaven, not because Charlie died for Jesus, but because Jesus died for Charlie. Maak nie saak hoe fantastiese mens Charlie was en wat sy indrukwekkende goed en waaghalsige goed hy vir die koninkryk van God gedoen het nie, hy het ook niks gehad om homself op te roem anders as Jesus nie. En dan wil ek net hier pause en vir jou vra vanoggend, net vir 'n oomblik, waarop roem jy jouself wat nie Jesus is nie? Want daar is so iets in ons lewe. Ek wil net hê jy moet inzoom op dit. Waarop roem jy jou wat nie Jesus is nie? Dit was Simon se groot probleem. Hy wou graag groot en belangrik en indrukwekkend wees, maar die waarheid is dat Jesus begin daar waar ons die einde van onsself bereik. Daar waar jy ophou om jouself te bewonder en daar waar jy begin besef hoe stikkend jy eintlik is en hoe feilbaar jy eintlik is en hoe nodig jy vir Jesus het. As die familie sit net vir 'n oomblik nader en luister net. Luister net wat ek nou vir jou wil sê. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Vergewe mense gaan hemel toe. Ek gaan nou 'n goeie predikant wees en dit herhaal vir dramatiese effek, maar ek wil jy moet insink. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Vergewe mense gaan hemel toe. Daar hang 'n ou langs Jesus aan die kruis. Hy het 'n slegte lewe gelei. Hy het die doodstraf gekry vir dit wat hy gedoen het. Hy was nie 'n goeie mens nie, maar toe hy uitreik na Jesus en sê, Jesus, dink aan my, toe sê Jesus, jy gaan saam met my in die hemel wees. Hoekom? Nie oor jy 'n goeie mens was nie, maar oor ek jou vergewe. Dis hoekom
tollenaars en prostituie nader aan die koninkryk was as die fariseërs. Die ouens wat letterlik die Bybel uit hulle kop uitgeken het. Want die tollenaars en die prostituie was slegte mense, maar hulle het geweet hulle is slegte mense. Hulle het geweet hulle het vir Jesus nodig. Hulle was onder geen wanindruk van hulle eie vroomheid en of geestelikheid nie. Kyk, ons beweeg aan. Die tweede houding van 'n valse geloof is iemand wat sê, God is okay met my sonde. Die gevaarlike ding was dat Simon op die oog af soos 'n Christen gelyk het. Die Bybel vertel ons, hy het geglo, hy's gedoop, hy het saam met Filippus die apostel beweeg, so met ander woorde Filippus het hom gedisipel. Maar dan ontmasker Petrus hom in vers 21 met hierdie woord, hy sê, jou gesindheid is nie reg voor God nie. Met ander woorde, jou hart is nie reg voor God nie. Hoekom sê Petrus so? Omdat Simon nooit werklik sy ou lewe gelos het nie. Kom ons pos dit gou vir 'n oomblik hier. En gee net hierdie woord kans om dit in jou gees in te sing vanmôre. Simon het nooit sy ou lewe gelos nie. Ons lees hy was 'n towenaar. Wat beteken dit in 'n Bybelse konteks? Dit was 'n kombinasie partykeer van kulkens, so oorverblindery, en dan was daar partykeer demoniese magte betrokke. En hoe dit sou werk as 'n towenaar iemand anders teekom wat iets doen wat hy voel hy kan gebruik, dan het hy by daai ou dit probeer koop. Hy het vir hom geld aangebied om vir hom daai of die toertjie te leer of vir hom toegang te gee tot die demoniese mag of invloed. So toe Simon sien dat die Heilige Gees op mense kom wanneer die apostels hulle die hande oplê, toe bied hy vir die apostels geld aan om vir hom ook hierdie toertjie te leer of om vir hom ook toegang tot hierdie krag te gee. Hoekom? Want hy was so gewoond daaraan dat hy nuwe geheime kon koop om homself, om sy vermoëns uit te brei en om belangrik te lyk. Maar hier's wat jy moet sien, Simon het nie sy sonde gelos om Jesus te volg nie. Simon wou sy lewe lei, soos hy dit gelei het, en hy wou vir Jesus net by sy bestaande lewe byvoeg. Simon het nie vir homself gesê, ek gaan vir Jesus toelaat om my te verander nie. Hy het vir homself gesê, Jesus gaan my help om 'n beter weergawe van my huidige lewe te leef. En hierdie is die groot probleem in die kerk vandag en onder gelowiges vandag. Baie mense wil hê, Jesus moet hulle red en hulle seën en hulle help en hulle vergewe, maar sonder werklike bekering. Ek wil aanhou leef soos ek nou leef, net met die toegevoegde sekuriteit dat Jesus nou deel is van die prentjie en ek is op pad hemel toe. So ek wil hier leef soos ek nog altyd geleef het. En dan wil ek net vergifnis vra en weet ek is okay. En dan gaan ek en dan doen ek dit maar net weer. En dan vra ek maar net weer vir vergifnis. Want dan is ek okay. En wat Simon doen is om te sê, ek like vir Jesus. Ek like hierdie storie wat hulle vertel het. Redding, yes please, ek soek 'n deel daarvan. Ek wil dit hê. Maar Jesus moet inpas by my lewe. Ek gaan nie iets wesenlik verander om plek te maak vir Jesus nie. Ek gaan niks los nie. Jesus moet inpas by my. Nie ek moet inpas by Jesus nie. En die gevolg daarvan is, Jesus is okay met my sonde. Die evangelie werk nie so nie. Jesus kan nie net by sonde gevoeg word en woeps, nou sit 'n skoon bladsy nie. Jesus moet Here word van my lewe. Dis wat moet gebeur. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Hoor mooi, die ou is verby, is klaar, dis afgehandel, it's dealt with, is agter my. Die nuwe het gekom, ek is nou anders. Hoor mooi, ons leef in 'n upgrade kultuur, né? Selfoon na 2 jaar of 3 jaar, dan upgrade jy hom.
Ons praat nie hier van 'n upgrade, ons praat van 'n replacement. OK. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek is 'n nuwe mens. OK. Ware redding beteken bekering. En bekering beteken letterlik om weg te draai. Dis bekering, om weg te draai. Weg van wat? Weg van sonde. Na wat? Na Jesus. Simon wou 'n towenaar Christen wees. Ekskuus net, maar mens kry nie so iets nie. Ek onthou baie goed, lank gelede. Dink dit was omtrent so 10 jaar terug, want ek was nog op universiteit. Toe ek die huisgenoot, gelees, oopgemaak. En 'n bekende akteur, wat sy naam ek nie nou sal noem nie, is daarin, en die hele artikel het daaroor gegaan dat hy 'n Christen Boeddhis is. I mean, what even is that? Okay? Ek weet eers wat dit is nie. Ons kan nou nog verlaag en sê maar, sjoe, enige Christenskap wat met enige iets vermeng is nie meer Christenskap nie. That's one way. Ons kan nou nog verlaag, maar Christene, goeie mense, kerkgaande Christene doen dieselfde vandag. En ons dominees is medepligtig, want ons spreek nie sonde aan nie, want ons wil tog net nie hê iemand moet daar uitloop en net nie weer terugkom nie. Ons wil nie mense ongemaklik maak nie. Maar hier's 'n klomp ongemaklike waarhede vir julle vanoggend. Omdat ek nie wil hê jy moet 'n valse sin van sekuriteit of 'n valse sin van redding hê nie. Jy kan nie 'n Christen wees en in seksuele sonde leef nie. FYI, dit sluit in saam bly voor die huwelik. Jy kan nie 'n Christen wees en onkoopgeld onder die tafel vat nie. Jy kan nie 'n Christen wees en pro-aborsie wees nie. Jy kan nie 'n Christen wees en die bottel optel en hom nie neersit voor hy leeg is nie. So ek weet nie of daar genoeg nuus in daai sin was nie, maar julle verstaan wat ek sê. Jy kan nie 'n Christen wees en haatdraand en onvergewensgesind en bitter wees nie. Jy kan nie 'n Christen wees en pornografie kyk nie. Jy kan nie 'n Christen wees en in 'n homoseksuele verhouding wees nie. Jy kan nie 'n Christen wees en steel nie. Jy kan nie 'n Christen wees en deelneem aan, so Simon, towery, okkultisme, spiritisme en New Age nie. Ek kan aangaan. Ek gaan nie. Die evangelie is nie, voeg Jesus net by my lewe nou nie. Ons het 'n dosent gehad wat altyd gepraat het van spurs op pink sous. Dan sal hy vir jou sê, doen net dit en dan gooi die pink sous en dan maak dit alles beter. Okay, Jesus is die spurs op pink sous. Julle weet van wat se sous ek praat. En niemand eet die barbecue nie. Almal eet die pink sous. Come on, wie eet barbecue? Ons judge julle. Die pink sous is die beste. Okay? Julle weet van wat se pink sous ek praat. Jesus is die pink sous nie. Ons kan nie net Jesus by dit gooi en dit maak dit alles reg en beter nie. Die evangelie is, gee jou lewe vir Jesus. En wanneer iemand werklik vir Jesus volg, dan begin die ou lewe sterf. En die nuwe lewe, vry van die bande van sonde, begin vorm aanneem. Die gevaar van 'n valse geloof is dat jy die voordeel van Jesus wil hê sonder die bekering wat Jesus vra. So ons wil 'n redder hê, maar ons wil nie 'n Here hê nie. Ons wil vergifnis hê, maar ons wil net nie die verandering hê nie. Ons wil die hemel hê, maar ons wil nie heiligheid hê nie. Jesus het gesê as iemand my wil volg, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Ware redding verander nie net my buitekant nie, maar ten diepste my hart, my begeertes, my rigting, my lewe. Okay, kom ons raak aan 'n sensitiewe ding. So Dominee, sê jy dat as ek met sonde sukkel, is ek 'n ongeredde Christen? Nee. Jy moet my nie vandag verkeerd hoor nie. Om met sonde te sukkel is nie dieselfde as om sonde as die norm te aanvaar nie. Hoor dit? Simon het nooit berou gehad oor sy sonde nie.
Maar as jy vandag hier sit, en daar's 'n sonde in jou lewe waarmee jy worstel, en die sleutelwoord hier is worstel. Jy sukkel met dit, jy traai regtig hard, jy kry partykeer dit reg, en dan partykeer kry dit nie reg nie, dan trap jy weer na dit. Jy worstel daarmee, dan is dit 'n bewys dat die Heilige Gees besig is met jou, en dat die Heilige Gees jou aankla, jou convict oor daai ding in jou lewe, en dat die Heilige Gees besig is met 'n reinigingsproses in jou lewe. Maar jy moet met daai sonde worstel. Die sonde moenie 'n normaal in my lewe wees nie. Maak dit sin? Sjop. Voor jy Jesus geken het, het jou sonde jou nie gepla nie, maar wanneer jy tot bekering kom, en dan begin die Heilige Gees jou ongemaklik maak met sonde. Hoekom? Want die Heilige Gees se doel is om jou heilig te maak. Want God sê, wees heilig, want ek is heilig. En sonde en heiligheid gaan nie saam nie. So die Heilige Gees se werk is om oorlog te voer teen die begeertes van jou vlees. En 'n ware Christen is nie perfek nie. Ek moet nog so een sien. Het nog nie. Maar 'n ware Christen is ongemaklik met sonde. Simon was tuis in sy sonde. Dis die verskil. So jy moet dit hoor ook vanmôre. Die derde houding van 'n valse geloof is iemand wat sê, ja, maar ek doen die Christelike dinge. En ek wil dit vanoggend net weer 'n keer sê. Ek het in my elke punt gesê, maar gaan om huis toe dryf hier. Die skrikwekkendste ding van Simon se storie was dat hy letterlik al die Christelike goed gedoen het. Hy het dit gedoen. Hy het geglo, hy is gedoop, hy is gedisipel. As jy hom op die straat sou raakloop, of as jy hier in die kerk in sou stap, sou hy waarskynlik hier gesit het. En as jy hom op die straat sou raakloop, dan sou jy gedink het, jy's daai ou is fyn. Is fyn. Dan probeer hy die krag en die werking van die Heilige Gees skoop, en dan bestraf Petrus hom, en hy sê vir hom, jou hart is nie reg voor God nie, bekeer jou, bid tot die Here, en wat antwoord Simon hom dan? Nee, bid julle eerder vir my. En ek wil hê jy moet oplet wat hier gebeur. Simon het al die uiterlike Christelike dinge gedoen, maar innerlik het hy geen persoonlike verhouding met die Here gehad nie. Hy kon nie eers bid en met die Here praat nie, want daar was nie 'n persoonlike verhouding nie. Simon het gedink, omdat hy deur al die motions gegaan het, is hy nou 'n Christen. En dis ongelukkig een van die groot struikelblokke vir geloof in die kerk vandag nog. Ons dink ons is gered omdat ons deur die motions gegaan het. Ons dink ons is gered omdat ons al die regte goed gedoen het. Mense dink, ek's 'n Christen want ek is gedoop as 'n baba, ek het katekese by die kerk voltooi, ek het belydenis van geloof afgelê, ek kan die apostoliese geloofsbelydenis uit my kop uit opsê, ek is elke Sondag, of ten minste meeste van die Sondae in die maand in die kerk, en ek het groot geword in 'n huis waar my ouers Christen was, so dit maak van my 'n Christen. Hy was die familie. Ek wil dit vandag duidelik sê sodat jy kan hoor. Daar is nie Christenskap afgesien van 'n verhouding met die Here nie. There's no such thing. Christenskap is verhouding met die Here. Jy kan elke boksie tik. Jy kan elke Christelike handeling doen. Dit kan waar wees van jou lewe. Maar as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, is jy verlore. Jesus het dit self gesê in Matteus 7. So sê ek wat dit sê nie. Jesus sê dit. Hy sê, dit is 'n baie ernstige waarskuwing, gaan lees dit. Hy sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan in U naam gepreek en bose geeste uitgedryf en deur U naam wonders gedoen nie? En dan sê Jesus, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my af. Jesus sê, dat op die oordeelsdag gaan daar mense wees wat na hom toe kom, wat daarop aanspraak maak, dat hulle vir Jesus geleef het. En dan gaan hulle 'n klomp goed opneem, wat hulle vir Jesus gedoen het. Soos om in sy naam te preek, en geeste uit te dryf, en mense te genees, wondertekens te doen. Ek meen, dit klink Christelik, doen dit nie?
Maar hierdie woorde ruk my elke keer tot stilstand as ek dit lees. En ek wil hê jy moet vanoggend vir 'n oomblik hier saam met my stil staan en dink aan wat die Christelike dinge is wat jy doen. Die godsdienstige aktiwiteite wat jy kan opnoem. Miskien sit jy hier en jy sê, ja, ek is gedoop. Dit is vir my soos 'n big deal. Ek lees my Bybel. Ek kom uit 'n Christelike huis uit. Ek kom gereeld genoeg kerk toe. Ek gee my 10de. Ek doen 'n klomp Christelike goed. Dan wil ek vir jou sê, dis great. Moenie ophou nie. Maar, opvolgvraag, is daar 'n verhouding met Jesus agter al daai goed? Want sonder 'n verhouding met Jesus beteken daai goed niks. Die punt is dit, Jesus soek nie jou godsdienstige aktiwiteite nie, hy soek verhouding met jou. En vals geloof is om al die regte geestelike dinge te doen, maar om nooit vir Jesus te ken nie. Nooit saam met hom te wandel nie. Nooit met hom te praat en by hom te gaan sit nie. Nooit jou oor in te stel om na hom te luister nie. En nooit verander en 'n nuwe mens te word nie. Hoe gaan hy sê ding? Party mense so besig met die dinge van die Here, dat hulle nooit besig is met die Here van die dinge nie. Om in God te glo en om God te ken, is twee verskillende goed. En almal van ons wat hier sit vandag, glo in God. Ek is oortuig daarvan. Die vraag is, ken jy God? Dit is twee verskillende goed. God soek 'n verhouding met jou. Die Heilige Gees se pleidooi vandag is 'n verhouding met jou. Miskien as jy vanoggend, is jy vanoggend dalk 'n bietjie meer soos Simon as wat jy van hou om te erken. Okay? Jy het tog altyd van jouself gedink as 'n taamlike goeie mens. Jy sal nou nie daar loop en brag nie, maar as jy in die stilligheid daar dink, dan dink jy, ek is darm nie soos daai ou nie, of ek drink darm nie, of ek slaan darm nie my vrou nie, of ek weet nie hoe dink jy nie. Of jy het Jesus ontmoet en jy het hom ingenooi in jou lewe, ja, maar Jesus was net 'n toevoeging tot wat reeds daar is. Daar was nooit 'n skoonmaak nie. Daar was nooit 'n kruisiging van sonde nie. Jesus is deel van jou lewe, maar hy's net dit, 'n deel van jou lewe. Hy is nie jou hele lewe nie. Of jy sit vandag hier en jy kan 'n hele lys maak van al die Christelike goed wat jy doen, maar as jy eerlik is en jy kan dit regtig sê, dan moet jy erken, maar ek het nie 'n verhouding met die Here nie. Miskien beskou jy jouself al jou hele lewe lank as 'n Christen, het in 'n Christelike huis groot geword, maar op hierdie oomblik is die Heilige Gees besig om in jou hart te werk, in jou hart te roer, en jou wakker te maak vir die werklikheid dat jy dalk nog ongered is. En dalk moet jy vandag vir die eerste keer in jou lewe werklik jou lewe vir die Here gee en commit tot 'n verhouding met hom. Miskien is dit jy. Nou as jy vandag voel die Here praat met jou, is my pleidooi, moenie jou hart verhard nie. Moenie hierdie oomblik omgee oor wat nou langs jou gaan gebeur nie. Dit wat nou gaan gebeur is net tussen jou en die Here. En as jy voel die Here roep jou vanmôre tot 'n verhouding met hom, wil ek jou uitnooi om saam met my te bid. So ek gaan jou nie vra om vanoggend op te staan terwyl almal dit kan sien nie, want miskien sit jy al jare hier in die kerk. Maar ek wil hê jy moet daar waar jy nou sit net jou oë toemaak. Doen dit ook in respek vir die ander wat rondom jou sit. Maak dit jou oë toe. As jy voel die Here roep jou vanmôre tot 'n verhouding met hom, wil ek jou uitnooi om net saam met my te bid. So, net in jou stilligheid kan jy saam met my bid. En terwyl jou oë so toe is, onthou net dit, dis nie die gebed wat jou red nie. Dis geloof wat red. En daarom moet jy, wanneer jy die woorde bid, ook vanmôre, dit vanuit 'n diep oortuiging uit jou hart uit doen. So as jy so gelei voel deur die Heilige Gees, kan jy net so stil saam met my bid. Hemelse Vader, ek besef vanmôre dat ek 'n sondige en 'n gebroke mens is. Dat ek nie 'n goeie mens is, soos wat ek baie keer oor myself dink nie. Ek bely dat ek tot op hede
nog nie werklik vir U geleef het nie. Dat ek ander dinge en ander mense eerste gesit het in my lewe. Dat ek nog vasgehou het aan my sonde. Maar ek is in my hart en in my gees vanmôre oortuig, Here, dat U vir my sonde aan die kruis gesterf het. En dat dit wat U aan die kruis gedoen het, die volle betaling van my sondes was. Ek glo dat U uit die dood uit opgestaan het. Ek glo dat U oorwinning en lewe gee aan elkeen wat U naam met 'n opregte hart aanroep. En ek besef, dis al wat my kan red. Die gratis vergifnis van die kruis. Ek kan niks doen om dit te verdien nie. Ek is dit nie waardig nie. Maar U genade is vir my en is vir my genoeg in my swakheid. Van hierdie oomblik af, Here, wil ek vir U eerste lewe. Van hierdie oomblik af, Here, wil ek U ken. Van hierdie oomblik af, Here, wil ek 'n persoonlike verhouding met U hê. Dankie dat U my as 'n kind aanneem. Hou nou net jou oë so toe. Bly net so rustig sit. Jy gaan nou niks indrukwekkend hier voor gebeur nie, so jy hoef my nie te sien nie. As jy vandag dalk vir die eerste keer jou geloofstree gegee het, of jy stap al jou hele lewe lank met hierdie label Christen op jou, maar vandag is regtig die oomblik wat jy jouself aan die Here commit. Dan gaan ek jou vra nie om op te staan nie, maar net om jou, hou net vas, nog nie nou nie, net om jou hand in die lug op te steek. En die rede hoekom ek dit vra van jou, is want partykeer sit ons hier in die kerk en ons bid 'n gebed en ons stap hier uit en dan vra ons vir onsself, het dit nou gebeur? Het ek dit nou regtig gedoen? So, ek wil vir jou vra, moenie skaam wees nie, moenie worry oor wat die ouens langs jou dink nie, dit het niks met hulle te doen nie, dit is alles tussen jou en die Here. Maar as jy vandag daai commitment maak aan die Here, steek nou jou hand op. Sit hom net in die lig. Dit is net vir jouself. Almal se oë is toe. Almal se oë is toe. Here, U sien elke hand, U ken elke hart. En ons prys U vir elke persoon wat vandag 'n geloofstree gee. Vir elke persoon wat vandag sê, tot nou toe was ek so Simon, maar ek soek diepte in my verhouding met U, Here. Ek soek die real deal, Here. Ek soek nie 'n namaaksel, 'n fake geloof nie, Here. Ek bid vir elke hart waarin U vanmôre iets nuuts gebaar het. Ek kan jou hand laat sak. Here, U is wonderlik. U is getrou. Dankie dat U besig is met ons. En mag dit wat vandag gebore is hier, Here, absoluut groei tot eer van U naam. Amen. Ek is opgewonde. Ek is opgewonde oor Pinkster. Ek is opgewonde oor wat die Here besig is om hier met ons te doen. Ek is opgewonde vir jou wat vandag jou hand opgesteek het en het gesê, ek gee die eerste tree. Maak nie saak hoe oud of hoe lank ek al in hierdie besigheid is. Hulle sê 'n preek is nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. Okay, vandag het ek gevoel ek sprint om deur alles te kom. Dis vir my lekker. Dis vir my regtig lekker om saam met julle 'n geestelike pad te kan stap. Ek bid sommer net dat die Here iets in jou lewe begin vandag en dat jy daaraan commit. Hy is committed. Hy het opgedaag vandag, hy is hier. En dat jy ook sal commit. Basileia gemeente, mag die Here jou seën en mag hy jou beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees en mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy volmaakte vrede gee. Amen.